Kom ons maak ons skoon toe en dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat ons vandag meer van U kan leer. Dankie dat ons vandag kan kom en kan hoor hoe om U in ons lewe raak te sien. Dankie dat U altyd daar is, ons moet net weet hoe om te soek. En dankie Liewe Jesus dat ons op hierdie manier meer van U kan leer. Liewe Jesus, maak vandag ons hartjies en ons gedagtes oop, dat ons mooi sal hoor wat U vir ons wil sê, verander ons en Here help ons om te groei as mense wat vir U baie lief is. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Julle, dit is vir my baie lekker om met julle vandag te kan gesels oor sien jy Jesus. Maar voordat ons dit gaan oor gesels, gaan ons seker maak ons is hier vandag teenwoordig. Okay. So, wikkel vir my jou tone. Wikkel jou tone. Kan jy wikkel aan jou skoene? Okay. En dan raak my jou knieë, En dan raak my jou ore en jou neus en vryf my jou hare as jy het. Anders vryf jy jou kop wel. Maar is dit okay? En dan sê ons almal, Jesus is hier. 1, 2, 3. Jesus is hier. Eintlik wat ons daar moet sê is ek is hier, nee. So ek vryf my weer jou kop wel. En dan sê ons, ek is hier, 1, 2, 3. Ek is hier. Geef die persoon langs jou high five. Yes. Sien jy vir iemand 'n high five gegee en hier staan ek hier voor. So ons is hier. Nee, 1, 2, 3. Ons is hier. En nou kom ons by. Stel met mekaar. En dan sê ons, Jesus is hier. Jesus is hier. So nou dat ons dit doen, sê ons mekaar, wow. Jesus wil baie graag met ons elkeen praat vanmôre, ons ietsie leer en hy is self hierso ook om vir ons te wys wat is dit wat hy wil hê ons moet leer. En dan fokus ons so baie mooier op wat ons vandag hier vir mekaar gaan sê. Goed. Het julle al ooit na iets gesoek? Jong, jy het gesoek en jy het gesoek en jy het gesoek. Maar jy was in die yskas gewees, bo op die yskas, onder die bed, in die kar, in die tuin. Jy was al in die ceiling in gewees en bo op die dak ook. En weet jy wat kry jy om toe? Presies daar waar hy altyd is. Het dit al met julle gebeur? Jy het iets heeltemal misgekyk. Nee, ek weet nie, dit is soos my ma wat haar bril soek en dis altyd op haar kop. Nee. Hy is altyd hier, maar hy is so altyd daar, jy vergeet hy's daar, nee. Ek het nou daar geloop en ek het my sonbrille aangehad en toe ek toe nou parkeer. Jy weet mos wanneer jy parallel moet park, sit jy die musiek sagter en haal jou sonbril af. Want jy kan mooi dink, nee. En ek doen dit toe en ek stap uit en die son is so skerp. Ek wens ek het my bril saam met my gevat, nee. En toe ek in die kar klim, eventually net weer om te ry, toe soek ek my bril, dis hy nie daar nie. Hy is al dit in my kop gewees, jy weet. Maar ek wil julle vertel, nou die aand is Jacques daar in die kerk en ons het band practice. En Jacques is eintlik die klank en geweer van die kerk maar hy speel ook instrumente. En vir die oggend musiekgroep speel hy ook drome en hy los sy oorfone altyd net so mooi opgerol daar by die drome. En hierdie keer toe vra ons vir hom of ons basgitaar te speel vir ons band, want ons basgitaarspeler kon nie nog wees nie. En hy sê dit is reg. En hy kom by die kerk aan en alles, en ek stap by die kerk in en ek sien hierdie Jacques soek. Maar hy soek. Jy weet ons al die cartoons waar jy alles so gooi en dan soek hulle die goed. Ek sien vir Jacques waar die klank kom, alles so gooi en alles so gooi. Ek sê Jacques, waarna soek jy? Hy sê ek soek my oorfone, ek kan nie speel sonder my oorfone nie. En ek sê my Jacques, het jy hier gekyk, het jy daar gekyk? Hy sê hy daar gekyk, het oor ons gekyk. En op 'n punt is hy kwaad, hartseer en frustreerd. En hy kom dit en hy sê, nou speel ek maar sonder dit. En ek kyk so en ek sê, Jacques, is hierdie nie jou oorfone nie? Tel ek dit op van die drome af. Sê ek vir hom. Hy sê, ja, hy sê, wat jy gekry? Ek sê, daar waar jy dit altyd gelos het. En hy kon dit nie glo nie. Hy het natuurlijk baie verlees het, ook in die dankie braam, weet. Maar dit moet ons allemaal gebeur, dat ons iets soek, wat net daar is. Hoekom gebeur dit? Vraag ek toe vir myself. Hoekom sal jy iets
wat vir jou belangrik is, of wat vir jou spesiaal is, of wat nodig is, sommer net so maklik kan miskyk. Wel ek dink ons, die groot rede is, ons word so gewoond daaraan, dat ons nie meer aandag gee daaraan. Of ons word so gewoond daaraan, dat dit altyd daar is, waar dit is, dat ons nie meer dit raak sien, as dit daar is nie. En kyk, ons het helemaal mis, ons sien dit nie, en dan voel ons soos ons voel, nee. Jy is hartseer, want dit is weg, jy is frustreerd, want jy kry dit nie, en jy is kwaad, en jy dink iemand het dit gesteel en weggevoel. Nee, dit is alle gevoelens dit opkom. En eintlik is dit altyd presies daar waar het nog altyd was. Jy het net so gewoond geraak aan, jy kyk het helemaal mis. En weet julle wat, nee? Ek het 'n bietjie daaroor gedink. Ek dink by myself, jong, ons maak baie keer so met Jesus. Jo, dis 'n groot ding om te sê. Ons maak baie keer so met Jesus. Die eerste keer toe jy van Jesus gehoor het of bewus geword het van wie Jesus is en hoe awesome Jesus is, nee, want hy is die awesomeste in die heelal. Daar's niemand meer awesome as Jesus nie, nee. Dan is dit soos, dis is om my skilding te kry, nee, vir die eerste keer. Jy dink die hele tyd aan Jesus. Jou antwoord op alles is Jesus. Dis hy regte sondagsel antwoord. Bro, wat is 10 x 10? Jesus, juffrou. Maar jy het net gesê, Jesus is die antwoord op alles. Nee, dit is wat ek moes nou dink, nee. Maar, as iemand iets sleg doen, dan stap jy na hulle toe en sê verder, hoor jy so, jy weet nie dit doen nie, Jesus hou nie daarvan nie, of wanneer iets goed gaan in jou lewe, dan sê jy, dankie Jesus, dis so wonderlik dat dit gebeur het, ek loof die naam, want ons het bewus geword van Jesus, so ons dink baie daaraan, nee. Dis is daai, so ek gesê, daai speelder, nee, wat jy nog altyd wil gehad het. Jy weet, jy sit hom neer op jou tafel, jy weet hy is daar, jy weet alles van hy speelder, wat hy alles kan doen, al sy features, en al sit jy in die klas, weet jy, my speelder staan daar in my kamer, en ek kan nie wag om weer by my speelder uit te kom nie. Maar met tyd, dan raak ons so gewoond in ons speelding. Ons vergeet nie ons wat is, en ons vergeet wat die speelding alles kan doen. Soms vergeet ons dat ons die speelding eers het. En dan as papa of mama van my vra, en waar is jou speelding? Dan sê ek weet nie eintlik waar is my speelding nie. Ongelukkig gebeur dit ook so met Jesus, nou. Ons weet, Jesus is oral en altyd in alles. Jesus is daar wanneer ek slaap, Jesus is daar wanneer ek wakker word, Jesus is daar wanneer ek eet, Jesus is hier daar wanneer ek atletiek hardloop of bad of wat ook al. So Jesus is altyd daar. En ek dink, ons raak baie keer so gewoond daaraan, dat Jesus deel is van ons lewe, dat ons hom kan miskyk. Of ons word baie keer so gewoond aan die feit, dat Jesus altyd daar is, dat ons hom nie raak sien nie, dat ons vergeet om hom raak te sien in ons lewe. Ons gaan dit aan. En dan op 'n punt, as ons Jesus nodig het, dan vra ons, Jesus, waar is jy? Waar is jy, Jesus? Waar is jy? En dan is Jesus al die tyd eintlik reg daar, waar hy nog altyd was, by ons. Maar omdat ons het nie meer kan raak sien nie, omdat ons nie meer met dit connect nie, kry ons 'n gevoel van hartseer. Ons vra, hoekom is Jesus nie hier nie? En ons kry 'n gevoel van frustreerdheid. Hoekom? Waar is Jesus? Of 'n gevoel van kwaad. Hoekom is Jesus nie hier nie? Waar is hy nou? En eintlik is hy nog altyd net daar, waar hy nog altyd was, reg by ons. So, daar's 'n storie in die Bybel van Jesus wat aan 2 manne verskyn, maar hulle sien hom nie raak nie. Presies dit wat ek nou vertel het. En ek wil vandag vir julle die storie lees. Die storie se naam is die storie van die Emmausgangers. Nou daai woord Emmausgangers is vreemd, nee, dis weird. Wat so woord, is dit soos 'n muis, Emmaus, weet? So ek wil eers vir julle verduidelik, wat is Emmausgangers? Okay, so, julle moet mooi luister, sê sy dogters, ek gaan julle iets cools leer.
Emmaus was 'n plek gewees, okay? Emmaus was 'n dorpie omtrent 12 kilometer van Jerusalem af, nee. So omtrent 12 kilometer van Jerusalem af was 'n dorpie met die naam van Emmaus. En Emmaus beteken warm waterbron of warm plek. So, maar die naam Emmaus is nog vreemd, nee. So wat sou die naam Emmaus in Afrikaans gewees het? Wel, warmbad. So as ek nou weer gesê het die warmbadgangers, dan maak dit meer sin, né, Michael? Dis ja, okay, dis kan ons in warmbad toe gaan. Nee. So ons het 'n Emmaus in Suid-Afrika. Ek hoop elke keer as julle vanaf warmbad toe gaan of Bella. Dit klink net nie dieselfde as warmbad nie, maar sal jy dink, hier is soos die pad na Emmaus toe. Okay. En wat is 'n ganger? 'n Ganger is 'n reisiger. Dis iemand wat van punt A na punt B toe gaan. So iemand wat van Jerusalem af na Emmaus toe gaan, noem ons 'n Emmausganger. Soos 'n warmbadganger. Warmbadreisiger. Dis cool, nee. As jy weet wat dit beteken. So kom ons maak die naam Emmaus is 'n plek soos warmbad 'n plek is, en gangers is mense wat loop of reis, soos jy wat dalk op vakansie gaan. En dan sit hulle by mekaar, dan kry ons die woord Emmausgangers. So as iemand ooit met jou praat oor, ja, dit is baie keer soos die storie van die Emmausgangers, kan jy vir iemand sê, en weet jy wat beteken Emmausgangers? Dis die mense wat op pad was na Emmaus. Cool, né? Nou die storie van die Emmausgangers gaan daaroor dat dis op die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, op die Sondag. En op daai dag het hierdie twee manne geloop van Jerusalem af na Emmaus toe. En toe gebeur wat iets met hulle. Is julle reg om 'n storie te hoor, sê sy dogters? Kan ek julle 'n storie vertel? Okay, right, okay. So julle nou mooi luister. Dit is nou storietyd. Right. 'n Regte ware storie natuurlik, maar dit is nog steeds 'n storie. Okay, kom ek vertel julle die storie van die Emmausgangers. Ons lees van dit in Lukas 24, vers 13 tot 35, en ek gaan vir julle lees uit die boodskap uit, omdat ek dink julle dit bietjie beter kan verstaan. So, daar staan. Twee van Jesus se volgelinge het op daardie Sondag, dis die Sondag wat Jesus opgestaan het, besluit om terug te gaan na die dorp waar hulle gebly het. Hulle dorp se naam was, wat was die naam? Emmaus. Was dit nie warmbad nie? Emmaus, nee, Emmaus. So 12 kilometer buite Jerusalem. Hulle twee was ernstig aan die gesels oor die gebeure van die afgelope week. Terwyl hulle met swaar harte geloop en praat het, het Jesus by hulle aangesluit en saam met hulle verder gestap. Maar hulle het hom nie herken. So hulle het nie gesien, dis Jesus wat daar by hulle kom stap nie. Wat loop julle so ernstig en praat? En hoekom lyk julle so hartseer? Vra Jesus hulle. Kleopas, een van die twee, sê toe vir hom, wat? Ek kan nie glo jy vir ons so iets sien. Jy kom nou van uit Jerusalem uit. Het jy nie gehoor wat die afgelope naweek daar gebeur het nie? Wat? Vra Jesus toe. Wel, Jesus van Nasaret, daardie groot boodskapper van God, is Vrydag daar doodgemaak. Hy het groot wonderwerke gedoen en met gesag oor God se nuwe wêreld gepraat. Maar toe het die stom godsdienstige leiers van ons volk hom gevang. Daarna is hy skuldig bevind en gekruisig. Ons het so gehoop dat Jesus regtig die groot verlosser van Israel sou wees. Hy het dan vir almal gesê dat hy ons kon verlos. Maar hy was verkeerd, want hy is nou dood en begrawe. Ja, vandag is hy nou al 3 dae dood. Ja, ons het ook nog ander nuus gehoor wat ons baie opgekrap het. 'n Klompie vrou wat saam met ons vir Jesus gevolg het, was vanoggend vroeg daar by sy graf. Maar sy liggaam was skoonveld. Hulle kon vertel vir ons dat engele na hulle toe gekom het en vir hulle gesê het dat Jesus leef weer. 'n Paar ander mense het toe vinnig na die graf toe gegaan en dit leeg gekry. Jesus se liggaam was nie meer daar nie. Jesus sê vir hulle, ek kan nie glo
julle geloof is so klein nie. Hoekom glo julle nie wat God se boodskappers in die Bybel sê nie? Weet julle nie dat die Messias, God se gestuurde, eers moet kom ly voor hy na sy hemelse woning teruggaan nie? Toe het Jesus stap vir stap vir hulle verduidelik wat Moses en al die ander profete en die Bybel oor hom geskryf het. Later het hulle by Emmaus gegaan, die dorpie wat hulle gebly het, nê? Toe Jesus sê dat hy nog verder moet stap, het die twee dadelik gesê, nee, wag, kom bly asseblief vanaand by ons oor. Dis net nou donker. Jesus het ingestem en saam met hulle na hulle huis toe geloop. 'n Rukkie later, toe die aandete klaar was, het hulle by die tafel gaan aansit. Jesus vat die brood, sê vir God daarvoor dankie en deel dit aan hulle uit. Toe gaan die twee se oë skielik oop. Hulle het die Here ken, maar nog voordat hulle iets kon sê, het hy verdwyn. Dis waar, het hulle vir mekaar gesê. Ons moes dit eintlik al besef het, toe hy net nou so oortuigend uit die Bybel met ons gepraat het, toe hy vir ons gewys het, wat regtig daar staan, het ons harte omtrent opgewonde geklop. Dadelik het die twee opgestaan en vinnig in die donker teruggestaan, Jerusalem toe. Toe hulle daar aankom, is hulle direk na die plek toe waar die 11 apostels en die ander volgelinge van Jesus was. Maar voordat die twee 'n woord kon uitkry, sê die disippels het ander vir hulle, ons het goeie nuus vir julle, Jesus leef, hy het aan Simon Petrus verskyn. Ons het net sulke goeie nuus vir julle, sê die twee. Hulle vertel toe hoe Jesus saam met hulle kom stap het en hoe hulle hom herken het, toe hy die brood daar in die huis gebreek het. En die vers wat ons gaan uitlig vanoggend is vers 32 wat sê, dis waar, het hulle bly vir mekaar gesê. Ons moes dit eintlik al besef het, toe hy net so oortuigend uit die Bybel met ons gepraat het, toe hy vir ons gewys het wat regtig daar staan, het ons harte omtrent opgewonde geklop. Nou in die 1983 vertaling staan daar, het ons harte nie warm geword toe Jesus by ons was nie. En dis die storie van die Emmausgangers. Julle en hulle kyk Jesus heeltemal mis, nê? Verbeel jou dit. Jesus kom stap daar saam met hierdie twee manne en hulle kyk Jesus heeltemal mis. Nou, hoekom het hulle Jesus misgekyk? Hoekom het hulle hom nie raak gesien toe hy aan hulle verskyn het nie? Daar's twee redes. Kyk, jy reg. Rede 1, wys vir my rede 1. Wys vir my 1 daar's. Okay? Johan wys 1, hè. So rede 1 is hulle was so hartseer en so besig met hulle eie emosies dat dit hulle oë toegemaak het, dat hulle Jesus nie raak gesien het. Dis die eerste rede, okay? Julle hoor wat sê hulle daar op vers 21. Ag, ons het so gehoop, Jesus is die verlosser van Israel, hy het vir ons al die beloftes gemaak, maar nou is hy al 3 dae dood. So duidelik is hy toe nou nie, die verlosser, sê hulle vir mekaar. En later sê hulle, en dis nie die ergste nie, nou het hulle nog Jesus se liggaam by, sy liggaam is weg, en ons enkele het hom weer gedra geweet, ons verstaan dit nie, dit is nie vir ons lekker nie, ons harte is seer. So hulle eie emosies en hoe hulle gevoel het waarskynlik gemaak het hulle Jesus nie raak sien nie. En die tweede rede was, dat Jesus gemaak het, dat hulle hom nie herken. Nou, hoekom sal Jesus dit wil doen? Hoekom sal Jesus dit wil maak, dat mense hom nie met herken as hy opgestaan het? Wel, Jesus wou hulle eers mooi geleer het, wat hier gebeur het. Dat hulle mooi kan verstaan, dat wanneer hulle gaan vir ander mense vertel, hulle presies weet wat aangaan. Dis hoekom Jesus vir hulle die skrif uitgelê het, en met hulle mooi gepraat het, en vir hulle verduidelik het. En toe vir hulle wys dis hy. As Jesus net aan hulle verskyn het en hulle gesê, hulle julle, hier's ek, dan sal hulle gewees soos, yes! Hy lewe, en dan sal hulle gehardloop het, en hulle sal nie 'n woord gehoor wat Jesus gesê het, as hulle eers so opgewonde was, dat hulle geweet het, hy lewe nie. So Jesus het vir 'n rede gemaak het hulle nie dadelik herken het nie. Nou, dis 'n bietjie 'n kombinasie tussen hierdie twee redes oor hoekom hulle nie Jesus dadelik herken het nie. Maar dit wys iets hier vir ons, nê. Jesus leef, hè? Wat gesien so? Jesus leef.
Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy het verskyn aan hierdie mense. En net as hy verskyn aan die mense van Emmaus, verskyn hy ook elke dag op plekke aan my en jou, want Jesus leef. En ons kan baie keer ook die gevaar staan, wanneer Jesus om aan ons verskyn, dat ons hom nie kan raak sien, dat ons ook so gewoond is dat hy altyd daar is, dat ons hom nie sien as hy ons verskyn. Nog hulle sê, maar bro, Jesus is dan in die hemel. Hoe kan hy dan aan ons verskyn? Hoe kan hy nog hier wees? Ek gaan vir julle sê, Jesus is oral. Hy is in die hemel, hy is op aarde, hy is by jou, hy is by my, hy is oralste. So magtig is Jesus. En daarom sê Jesus in Matteus 28:20, en onthou, ek is by julle al die dae tot die einde, tot die volleinde van die wêreld. So Jesus is altyd daar. Ons moet net leer oor hoe om Jesus raak te sien, wanneer hy ook in ons verskyn, soos hy aan die mense van Emmaus verskyn. Nou 'n bietjie daaroor te gesels, gaan ons 'n bietjie 'n game speel. So ons gaan 'n bietjie saam leer. Wie van julle ken die speletjie Where's Waldo? Het julle dit al gespeel? Wel, ons gaan lekker jol. So hoe dit werk is, ek gaan vir julle 'n prentjie wys. In die prentjie kry daar so 'n ouetjie weg. Kyk mooi hoe hy lyk. Hy het 'n hemp met streepies aan. Partykeer het hy iets anders in sy hand of 'n satchel om sy rug of 'n missie op die kop, maar hy lyk so. Kan julle sien hoe hy lyk? Waldo, sien hoe lyk hy? So in die prentjie kry Waldo weg. En julle moet vir my Waldo soek. As jy hom gekry het, dan sê jy gou vir jou pappa en jou mamma, ek het hom gekry, daar is hy, okay. En dan ek het 3 prentjies, jy het 3 kanse om vir Waldo te kry, okay. Maar, julle het nie baie tyd nie, so julle moet mooi soek net, so kyk mooi, of julle vir Waldo kan kry. Lights, camera, action. Kyk of julle vir Waldo kry. Goed, het julle allemaal vir Waldo gekry? Ja. Okay, tweede kans. Where's Waldo? Goed, het julle allemaal vir Waldo gekry? Derde kans. Where's Waldo? Goed, het julle allemaal vir Waldo gekry? Ja. Ek sien van julle soek nog. Het julle nog gekry? Okay, daar is hy. Okay, kom ons kyk nou na die eerste prentjie. Daar is Waldo. Tweede prentjie, daar is Waldo. Derde prentjie, daar is Waldo. Okay, so ons julle klaar, dankie. Geen as afhangend op, julle was fantasties geweest. Okay, so. Luister vir gou, wat leer hierdie game ons? Okay. As ek net vir julle hierdie prentjie gewys het, en ek het niks oor die prentjie gesê, dan sê julle my gesê, jy sê dit met die brom, dis nou 'n mooi prentjie daai. Dit is kwaai. Kyk, as bote en iets brand af, as ek vir julle gesê het, beskryf vir my hierdie prentjie, sê hulle my gesê, hier is oorlog hier, iets brand af en daar is bote en hierso. Niemand van julle sou Waldo raak gesien het nie, want ek het nie vir julle gesê, soek hom. Ek het nie vir julle gesê, wat om die prentjie te doen. Verder, as jy nie geweet het, hoe lyk Waldo nie,
sou jy hom nie kon raak sien nie, nee. Want hoe gaan jy Waldo sien as jy nie weet hoe hy lyk nie? As jy nie weet waarvoor om te soek nie. En as ek nie vir julle nou die kans gegee het om tyd te vat om Waldo te soek nie, sou julle nie nou vandag Waldo gesoek het nie. En dit is die punt. Sien jy Jesus? Om Jesus te sien, moet jy eers besluit om te kyk. Waarna moet jy kyk? Wie is Jesus? Hoe lyk Jesus? Want as jy besluit om te kyk en jy sien Jesus, dan sal jy hom raak sien. As jy weet waarvoor om te kyk, hoe om te kyk en die tyd vat om Jesus te sien, sal jy hom raak sien. So dis hoe is Waldo ons leer. As ek nie geweet het ek vir Waldo soek nie, en waarvoor om te soek nie, hoekom sou ek soek? Maar nou by die kerk en in die Bybel en oralste leer ons waarvoor om te kyk, hoe om Jesus te sien. Ons leer dat ons Jesus moet soek en sien in ons lewe, en ons leer ons moet tyd vat om Jesus in ons lewe te sien. Maar hoe sien ons Jesus in ons lewe elke dag? Wat kan ek en jy doen om Jesus raak te sien, daar waar hy is, as ons nie kan miskyk? En ek het vir julle 6 maniere saamgestel oor hoe jy Jesus kan soek en sien in jou lewe. Nou, die eerste plek waar ons Jesus kan soek is in die natuur. Maar hoe lyk Jesus in die natuur? Wel, as jy kyk na 'n skildery soos hierdie, dan sê jy vir jouself, wow, dis dan baie mooi. Ek wonder, wie is verantwoordelik vir hierdie mooi wow wat ek het? En dan kyk jy onder hier in die hoekie is daar 'n handtekening van Julian, en hy het dit gemaak in 2010. So daar's 'n Julian wat dit gemaak het in 2010. So ek weet Julian is verantwoordelik vir hierdie pragtige mooi skildery. Ek het gaan soek wie is verantwoordelik vir dit wat ek mooi sien hierso. So volgende keer as jy kyk na die mooi vlerke van 'n skoenlapper of na die mooi sonstrale van 'n sonnekoms of 'n sonsak. Volgende keer as jy lekker in die see swem en visse kyk, as jy vir jou ma of jou pa of jou geliefde in die oë kyk en jy sê, wow, dis beautiful. Ek wonder wie's verantwoordelik vir hierdie wow. Dan kan jy vir jouself sê, ek weet wie se handtekening is op al hierdie wow wat ek sien. Jesus. Hy is die ewige skuldenaar. So in al die mooi en goeie goed wat ons in die skepping en in die natuur sien ons Jesus. Wat is daar nog 'n plek? Ons moet Jesus soek in ander mense se dade. Jesus sê, ons almal is sy arms en bene in hierdie wêreld. Ons is die liggaam van Christus, en Jesus wil graag deur elkeen van ons in ander mense se lewens werk. En daarom, wanneer iemand kom en hulle speel lekker saam met jou, gee jou 'n drukkie, deel met jou 'n broodjie, deel met jou 'n pizza, kuier met jou, stuur vir jou 'n mooi boodskapie, is deel van jou lewe, praat met jou op 'n spesifieke manier, en al daai kere is daar leidraad van Jesus wat dalk deur jou maatjie met jou praat, of deur die dominee met jou praat, of deur ander mense se lewe met jou praat. En dan kan ons Jesus daarin sien. Ek het hierdie week dit eerstens beleef. Ek was gewees in 'n kantoor, ek moes iets gaan doen het, en ek het nie geweet waarheen om te gaan, wat om te doen, presies wie ek soek om die goed reg te kry. En ek vra toe 'n bietjie aanwysings, en dan kom toe op die regte vloer, en daar is seker 20 kantore soontoe, en 20 kantore soontoe, en ek is soos, nou ek gaan maar begin by elkeen 'n klop, en hoor, is hulle die persoon wat my moet help. En weet julle wat? Soos ek instap, en dan kyk in die gang af, is daar 'n man, en hy draai om, en hy kom na my toe, en hy sê vir my, kan ek jou help? En ek sê, ja, wel, ek moet dit doen. En hy sê, ja, dis by my, kom so met my. En hy stap en hy help my net. En dan kan ek maklik sê, dis 'n toevallig dat ek die regte op die regte tyd beleef het. Maar ek dink nie dit so nie.
Ek dink Jesus en daai ou op die presiese regte tyd daar gesit en hom maak omdraai en my vra, kan ek jou help? En so kon ek Jesus sien in daai man se dade. So ek sien Jesus daar. Dan soek Jesus in jou eie hart. Daai in die Engels gaan maar sê, het ons nie begin lekker voel toe ons by Jesus geloop het nie. In die 83 vertaling het ons harte nie warm geword nie. Partykeer hier in jou emosies voel jy op 'n sekere manier en dis Jesus. Miskien is jy al baie bang gewees en jy het Jesus gebid en gesê, Jesus, wees asseblief by my. Liewe Jesus, maak my hartjie rustig asseblief. Ek is so bang en dan ewe skielik voel jy net so, okay, ek gaan okay wees. Daai gevoel, dit is waar jy Jesus sien in jou eie hartjie. Dan kan jy Jesus soek in die Bybel, nee. Jesus wys op baie mense in die Bybel wie hy is. Hy praat baie oor homself. God openbaar hom op wonderlike maniere in die Bybel aan ons. So baie keer kan jy dalk voel ek het bietjie nodig om Jesus te sien. Dan is die Bybel soos 'n goue sleutel. En in die woorde van die Bybel kan Jesus dan met jou praat en kan jy hom sien hoe hy deel is van jou lewe en kan jy iets van hom leer. Dan die 5de manier is soek Jesus in dit wat jy het. Elke keer as ons voor ons eet, bid ons en sê Jesus, baie dankie vir die kos, want ons sien dit as Jesus wat voorsien aan ons behoeftes. Ek het al vir jou verduidelik hoeveel goeders moet aan mekaar kom, net vir jou my brood op jou tafel te hê. Al moet reën wees en 'n boer wees en trokke wees en petrol wees en diesel wees en al daai dinge, op die einde van die dag vir jou my brood te hê. So wanneer ons besef hoe wonderlik dit is dat Jesus elke dag vir ons voorsien en dit wat ons nodig het, dan sien ons, hy gee om oor ons, hy versorg ons en hy is lief vir ons. En baie keer is dit net daai regte ding op die regte tyd wat iemand vir jou gee wat jy nou nodig het. Dis Jesus wat in jou behoeftes voorsien. Ek het baie sulke stories wat ek vir julle kan vertel hoe Jesus vir my voorsien het. En elke ding wat ek nog altyd nodig gehad het, was hy daar gewees. En ek moet vir julle sê, ons almal wat hier sit, is 'n getuie daarvan dat Jesus altyd aan ons behoeftes voorsien. Want jy het nog nie doodgegaan van die honger nie, jy het nog nie gebrek gelei en enigiets dat jy nog nie hier kan wees vanmôre nie. Jy is hier vanoggend, want Jesus het aan jou behoeftes voorsien. En dan moet ons Jesus sien, soos wat dit gebeur het en dankie sê. En die 6de manier is, soek Jesus in jou gebed. Wanneer ek met iemand praat, spandeer ek my spesiaal tyd. Ek praat ons, ek sê, hey, hoe gaan dit? Iemand hoor my. En baie keer praat hulle terug en daar's 'n interaksie. So wanneer ek bid, dan praat ek met Jesus. Ek spandeer tyd in hom. En daarom soek ek eintlik aktief na Jesus wanneer ek bid. So, wanneer ek met hom praat, dan spandeer ek tyd. Dis wat ons oor toe maak as ons bid, dat ons kan fokus op Jesus, die een met wie ons praat. En dan sien ons Jesus in ons gebed, want ons weet, hy is daar. Hy hoor my gebede, want dit is wat hy vir ons beloof, hy doen. Julle, en dit is hoe jy Jesus kan sien in jou lewe. 6 maklike maniere, dat jy nie so gewoon word daaraan, dat Jesus in jou lewe is, dat jy hom skoon miskyk. Dit is 6 maniere wat jy elke dag kan doen, waar jy kan seker wees, dat jy bewus is, Jesus is altyd daar. En dan, wanneer hy deur een van hierdie 6 maniere, of ander maniere dalk aan jou verskyn, kan jy dit raak sien. Daar is dit net maar nog 'n ding wat gebeur het, wat cool is, of per toeval gebeur het nie, maar dan sien jy Jesus se hand daarin. Dan voel Jesus sommer naby, en dan weet jy, Jesus is by jou. Ek hoop vandag het julle gehelp, om te weet, 2 dinge, Jesus is altyd daar, hy is deel van die lewe, en dis wonderlik, maar ons kan so maklik, so gewoond word aan, dat ons Jesus skoon miskyk. Ek hoop vandag het jy geleer, dat jy aktief Jesus moet soek, elke dag, en Jesus vir jou 6 maniere gewees, hoe jy dit maklik kan doen. Dink jy dan hoe is Waldo? As jy nie geleer het om Waldo te soek nie, hoekom sou jy ons soek? Nou weet jy, soek Jesus elke dag. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag kon leer dat ons U moet soek. Dankie dat ons weer kon hoor
dat U in elke dag oral betrokke is in ons lewe. Dankie dat ons weet dat U by ons is, al dink ons nie altyd aan U nie. En help ons om te dink aan U, dat ons U sal soek in ons lewe, dat ons sal hierdie verskillende maniere gebruik om U te vind in ons lewe, en dat wanneer ons U sien en ons verskyn, dat ons ons raak sien, en dat dit ons lewe sal verander. En Here, daarom ons baie keer dalk hartseer of frustreerd of kwaad voel, omdat ons nie voel U is naby genoeg aan ons nie. Help ons om te besef, maar U is waar U nog altyd was, reg by ons, reg langs ons. Dankie Jesus dat ons weet dat dit die belofte is wat U vir ons gee, en dat dit die rede is om U vir ons in die kruis gesterf het, dat U altyd by ons kan wees. Immanuel, God met ons. In hierdie week, wees ook met ons, dat ons oral elke dag hier sal raak sien. Amen. Goed, julle onthou nou, so God het die natuur en ander mense se dade